God gedokterd en steen. Oor die sporen uit die wiele, Jesus red ons jou verkeerde vriende se siele. Hy red verby die stasie van steel. Hou jou hande uit, bly Jesus se goue reël. En Jesus is rein en sy die machine, deur God se krag, loop sy bly. En ek is op pad hemel uit, saam met Jesus vir ewig daar. Oor die spore sy die wiele, Jesus vergeet van jou verlede, want hy het jou lang al weer vergewe. Met Jesus bloed beërf jy die ewige lewe. Oor die spore sy die wiele, Jesus red al die verlore ziele. Op pad na die stasie van liefdesvoorheen, vraag jy jou my vriend, is jy ook op Jesus se trein? Oor die spore sy die wiele, Jesus red al die verlore ziele. Op pad na die stasie van liefdesvoorheen, vraag jy jou my vriend, is jy ook op Jesus se trein? Die stasie meester vraag geen kaartjie, aan Jesus sy die prijs weer vir jou betaal. Oh, die Vader en sy Seun, hou reeds saam en jy is nooit alleen. Die stasie meester vraag geen kaartjie, aan Jesus sy die prijs weer vir jou betaal. Oh, die Vader en sy Seun, hou reeds saam en jy is nooit alleen. Hou reeds saam en jy is nooit alleen. Hou reeds saam en jy is nooit alleen. Kan ons u aandag kry asseblief? Die Jesus-trein het sopas gearriveer op Joy Radio Vaaloever ateljeestasie saam met professor Aubrey Burger en Jill Burger Howard op die lofprysing in God se woord platform met die aanbiddingslied Yahweh will manifest himself deur NBCFC. Yahweh.
We thank the Lord for manifesting Himself within our presence. Kom ons word stil voor ons almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, Vader, ons dank U vir ieder en elk wat U veilig saamgebring het op hierdie platform, op Joy Radio. En ons kom en versoek in nederigheid, dat soos het U self gemanifesteer het in ons teenwoordigheid, dat U ook as die drie-enige God 'n permanente woning in ons, rondom ons, met ons sal maak. En dat U teenwoordigheid in glorie in alle tye saam met ons sal wees. Vader, laat ons gelei word deur die Heilige Gees met vandag se leerlingboodskap. In die naam van Jesus, soos daar opgeteken is in die woord, waar daar geskrywe staan, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat in alles, sodat U, Vader, in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in ewigheid. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam, Amen. Do you feel like the odd one out, wandering in the desert, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal Oewe van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counsellors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Burger, at 076 479 7517 or contact Jill at 074 689 6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan 068 577 9817. Pastor Frikkie at KZN 079 261 1332. There's Pastor Barry in Primrose at 074 089 7849. And then we welcome to the JCR MTS family, Pastor Chris and his wife Aldine Boyson down there in PE. They can be contacted on 083 232 2442. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now. Dis die laaste keer dat ek so aan jou hand kan vat. Sien jou weer ergens op ons schemerpad. Dis die laaste keer dat ek jou stem hoor sing. Dis jou liefde en vrede wat ek wil hê. Wag ek pluk vir jou 'n blom op ons lewenspad.
stuur aan jou 'n ruiker om jou hand te vat. Dis die laaste woorde wat jy sê. Dis jou liefde en vrede wat ek wil hê. Want het reën in my hart en ek ken jou naam. Ek sien jou seer en ek sien jou staan. Het reën in my hart, maar ek roep jou naam. O, hier is my hand, kom ek vat jou saam. Want het reën in my hart en ek ken jou naam. Ek sien jou seer en ek sien jou staan. Het reën in my hart, maar ek roep jou naam. O, hier is my hand, kom ek vat jou saam. Wat ek vir jou wil sê, kom dan uit my hart. Lirieke wat ek ken, uit ons skemerpad. Dis die ongesegde woorde wat jy sê. So wil ek jou altyd by my hê. Want het reën in my hart en ek ken jou naam. Ek sien jou seer en ek sien jou staan. Het reën in my hart, maar ek roep jou naam. O, hier is my hand, kom ek vat jou saam. Want het reën in my hart en ek ken jou naam. Ek sien jou seer, sien jou staan. Het reën in my hart, maar ek roep jou naam. O, hier is my hand, kom ek vat jou saam. Nou ja, geliefdes, ek is seker jy het heerlik saam met ons gesing. Oog, ek het dit so geniet. Laasweek, as jy ingeskakel was, sal jy onthou. Aan die einde het ek vir jy genoem dat ons hierdie week bietjie oor verlore kinders gaan praat. En nou praat ek nie net van kleinkinders wat wegraak of verlore raak, ek praat van ons as grootkinders ook. Want, jy weet, daar is sekere beginsels wat ons in die storie van die verlore seun as Godskinders kan toepas vandag. Want ons kinders draai nie altyd uit soos wat ons wil hê hulle moet uitdraai nie. Soos ons laasweek gepraat het toe ons gesels het oor kinders wat rebels is en hoe rebellie ontstaan en wat sê die woord daarvoor. Aangaande dit. Ons kan ons kinders hoe goed groot maak, maar baie keer eindig dit nie op soos wat ons het graag wou gehad het nie. Dit eindig ook nie op volgens die wil van ons hemelse Vader nie. Maar een ding wat ek graag heel in die begin net baie duidelik wil maak, dat ons as ouers moet besef, die moment as 'n kind volwassenheid bereik. En ja, volgens landwette is dit 18 deesdae. Dan word hulle beskou as 'n volwassene. Was altyd 21 gewees. Maar sodra hulle volwassenheid bereik het, dan moet ons weet, dan is hulle eintlik nie meer onder die toesig van die ouers nie. Dan is hulle mos nou op hulle eie, en dan moet hulle eie verantwoordeling aan die Vader ook doen. En ek wil graag begin vandag, en ek wil vir u weer eens die gedeelte, en ons ken almal hierdie gedeelte, van die verlore seun, soos dit daar in Lukas 15 aangeteken is. Maar kom ons lees hom net weer 'n bietjie saam, vanaf vers 11 tot 32. En hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Nou Jesus vertel hierdie gelykenis vir ons.
van die man met die 2 seuns. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het dit goed tussen hulle verdeel. Hy het die goed tussen hulle verdeel, tussen die 2 seuns. Die jongste kom en hy sê, ek soek my goede, ek soek my erfporsie. En hy verdeel dit tussen die 2 seuns nou. Ja, dit bring my terug. Dogter kom nou so 'n paar weke terug by die huis. En hulle met CSV die dag het hulle word hulle toegespreek deur 'n prediker. En hy gebruik ook die gelykenis. Maar hy praat toe van Toyota en Isuzu bakkies en al daai tipe goede in dit. Middag, die aand toe sy by die huis is van geliefdes, kom sy by my en sy vra vir my, nou wat het 'n Toyota bakkie met die Bybel uit te waai? Nou ja, ek was so 'n bietjie stom geslaan, want weer eens besef ek toe dat ons moet baie mooi pasop wat ons sê, wat se metafore ons gebruik, hoe ons dit oordra aan die jonger mense. Want hulle almal is nie onkundig in die woord nie. En hulle weet, daar is nie 'n ding soos 'n Toyota of 'n Ford of 'n Isuzu bakkie in die Bybel nie. So hulle wil nou, toe moes ek nou antwoord nou, hoekom? Wat het dit met die woord te doen? Maar nou ja, daar gelaat, maar net so 'n bietjie ter inligting. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. Hy kry alles, hy kry sy hele erfposie. 'n Rukkie daarna sluit hy, nee wat, ek wil nie meer by die huis wees nie, nie goed genoeg meer nie, ek het mos nou alles wat ek wil hê, ek gaan pad vat. Ons lees, hy het na 'n ver land weggereis, 'n heidense land neem ek aan. As ons verder lees, dan maak dit vir my sin. En hy mors alles daar. Hy gee dit alles vir die wêreld. Spandeer. En ek glo my, ek dink hy het toe sommer baie vriende ook gehad, né? En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Daar kom 'n hongersnood, daar kom depressie in daai land. Werkloosheid, etc. Die lekker tye is verby. Skrif sê hy begin gebrek ly, met ander woorde, hy het geen inkomste nie, hy het nie plek om te gaan meer nie. Toe het hy hom by een van die burgers van die land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Hy gaan soek werk, en hy kry by een van die burgers, want onthou nou, hy is nou in daai land, hy is nou regte 'n expat, né? Hy is 'n vreemdeling, hy is nie deel van hulle nie. So, een van die burgers van daai land sê vir hom, nee, raad, ek het 'n werkie van jou, gaan daar in die veld en gaan pas my varke op. Nou weet ons, volgens skrif, dat hierdie kind is 'n Jood. Nie moet hulle nie eers mag hulle eet hulle in die varke nie, hulle mag ook nie, want 'n vark is 'n onrein dien volgens hulle. So, vir hom was dit 'n absolute, massiewe vernedering gewees het. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Die varke kry kos, hy kry nie. Soos skrif sê, hy verlang om te eet wat die varke eet, maar niemand gee dit vir hom nie. En hy kan dit nie net vat nie. Want vat hy net van die varke se kos, dan steel hy dit mos nou, né? Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ja, hier kom sy reality check in. En hy sê, jy weet, my pa, daar by sy plek, hy het baie mense wat van hom werk. Hy het baie arbeiders wat in sy diens is. Hy het genoeg kos. Hoe smag ek nie net na 'n stukkie van daai brood wat hulle het nie. Ek
gaan dood hier van die honger. En hy sê vir homself, ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. Hy kom tot die besef, die fout wat hy begaan het. En geliefdes, hier is so baie wat ons hier uit alreeds kan leer. As ons dit maar net bring in ons lewens en begin toepas, van ons, wat vir God gesê het, gee vir ons erfporsie. En ons vat die erfporsie en ons besluit, ons gaan terug wêreld toe, en ons gaan verkose daar. Die vraag is net, hoeveel baie werklik waar besef die oorvloed wat daar in die Vader se huis in die hemel vir ons is. Hoeveel smag jy nog werklik waar daarna? Of aanvaar jy maar net jou lot waar jy nou is? En hy het opgestaan na sy Vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesind gesien, en innig jammer gevoel, en gehardloop, en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Hy sê vir sy Vader sien hom, daar van ver af aankom, hy hardloop hom tegemoet, hy slaan nie die deur in sy gesig toe nie, hy omhels hom. Dis presies wat God met ons doen. Ek wil hê u met hierdie gedeeltes, onthou dit net, want ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor gesels. Hy sê vir hom, ek is nie werd om jou seun genoem te word nie. Hoeveel keer het ons al gesê, Vader, ek is nie werd om u kind genoem te word nie. Ek het hom te erg gesondig, ek het te erg dit gedoen, te erg dat gedoen. Maar nog steeds sê God, hy omhels ons. Maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaalde kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Ja, hulle vier fees, die verlore seun is by die huis, en hier kom nou 'n ander kinkel, die oudste boete, kom van die veld af, daar waar hy sy werk gaan doen het, sy daaglikse werk, en hy hoor hierdie heerlike musiek, en hy sien almal hou lekker party, ne? En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy nader in huis kom, hoor hy die musiek en die beerdsange, en hy roep een van die diensknegte aan hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u bod oortree nie. En vir my het u nog nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en was al myne, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik wees, want jou broer van jou was dood, en het lewend geword, en hy was verlore, en is gevind. Nou geliefdes, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dit vertel ons hierdie storie baie mooi van die verlore seun. Soos ek gesê het, wat sy erfporsie gevat het, weggetrek het, alles gaan verkwis het. Was hy 'n wedergebore kind gewees? Nee, nie volgens my nie. Hoekom sê ek so? Want hy het selfs uitgesmag om te doen soos wat die wêreld doen. Hy het gesmag om deel van die wêreld te wees. Hy wou nie gewees het daar waar hy was nie. Hy wou nie deel van dit gewees het nie. So kom ons bring dit nader aan die huis. Maar voor ons dit doen,
wil ek hê jy moet bietjie mooi oordink oor hierdie gedeelte wat ons gelees het van die verlore seun. En nou wil ek jy vra, terwyl jy dink, terwyl ons bietjie gaan lofsang doen, is jy miskien 'n verlore seun of dogter? Het jy miskien 'n verlore seun of dogter? In werklikheid, in jy werklike lewe vandag, jy persoonlike lewe. En die vlees. Of is jy 'n verlore kind in die gees, wat vir God ook gesê het, gee my erfpos, sê ek, en jy het gegaan. Kom ons dink bietjie daaroor, terwyl ons 'n breek vat met heerlike musiek. Ek het U lief, o Heer. U is my hartsverlange, Here. U het my gekry, van sonde bevry. U is die koning van my hart. Ek het U lief, o Heer. U is my eerste ware liefde. Na soveel jaar is dit steeds waar. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. U is my hartsverlange, Here. U het my gekry, van sonde bevry. U is die koning van my hart. Ek het U lief, o Heer. U is my eerste ware liefde. Na soveel jaar is dit steeds waar. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Ek is die saadjie in die grond. Hy gooi sy water oral om my. My wortels vasgegroei in hom. Totdat my eerste blare son kry. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonneval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy starie hou. Die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei. En 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. U maak my sterker elke uur. In brande hou U al die vuur weg. My vrugte vorm uit U gees.
niks vrees nie. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my net al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonnensval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei, en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die bron van al my krag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as storms val. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei, en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Geliefdes, in die geval waar 'n kind tydens hom of haar se grootmaak periode, tydperk, wel hul geloof in Christus Jesus getuig het, maar wanneer hulle dan die huis verlaat, op hulle eie gaan, hensy dit met die toestemming van die ouer, hensy dit is as gevolg van 'n argument, of 'n onderonsie wat dit mag wees, en hulle verlaat die huis, nie in geloof in die Vader meer nie, maar hulle verlaat om hulle in die wêreldse dinge te gaan bevind, om hulle te gaan omvou of toe te vou met die wêreldse dinge. Noem ons so kind 'n verlore kind, 'n prodigal child. Ons noem dit 'n verlore kind. Want daai kind het verlore gegaan vir ons hemelse Vader. Punt nommer 1. Punt nommer 2, hy verlore gegaan vir ons as die ouer. Jy sien, al die jare wat die ouer sorg, liefde betoon, leiding gegee het, op 'n daaglikse basis, geestelike opvoeding en leiding, wat daarmee saamgegaan het. Wanneer die kind dan teruggaan, of besluit hy wil hom eerder in die wêreld gevestig kry, laat hy sy geestelike leiding, sy geestelike opvoeding agterweë. En hierdie kind, wat doen hy, of sy? Hulle raak rebels, hulle rebelleer, dan mos ook teen God. En soos ons laasweek het reg genoem het ook, dat alle rebelsheid begin eerstens teen ons hemelse Vader en dan teen die ander van die wêreld rondom hulle. Jy raak eers rebels teenoor God en dan raak jy rebels teenoor die res van die wêreld om jou. Jy raak rebels teen jou ouers. Ek het genoeg gehad om gesê te word, ek moet Sondag saam met julle gaan, om God te gaan aanbid, God te gaan prys, God te gaan loof. Ek het genoeg gehad. Dan draai die ouer om en sê, maar solank jy onder my dak bly, is dit my reëls, my regulasies. Jy sal saamgaan.
draai die kind om en sê, ek het genoeg gehad van die nonsens. Ek wil eerder vloei maar toe saam my pelle gegaan het, of ek was op daai ding gegaan het, of wat ook al. Toe ek gaan uittrek, gaan my eie plek soek en my eie heil bewerkstellig. So ek vat al my goed, wat ek deur die jare bymekaar gemaak het, ongeag of jy as ouer dit voorsien het, want hulle aanvaar mos nou, dis nou maar 'n deel van hulle erfporsie dan. En dan vat hulle mos nou hulle eie pad. En wat doen die ouer gewoonlik? Die ouer kom en die ouer raak ook nou mos nou in daai ander by. Jy weet waarvan ek praat. Daai opstroppel is by. Ons staan soos 'n kobra. Opgeblaas is en regop staan om te sê, om net te wil pik as ouer. As jy waag om jou voete by hierdie huis uit te sit, sit jy dit nooit weer hier in. Jy kom nooit weer terug nie. Het jy my? Verstaan jy my? Hoor jy my baie mooi? Miskien het jy al daai woorde gehoor, miskien het jy daai woorde al deurgemaak, miskien het jy dit al gebruik ook. Maar as ons lees na wat Lukas 15, wat Jesus hier vir ons vertel, wat let hy op in hierdie storie, in hierdie gedeelte? Die vader belet nie sy seun om te gaan nie. Ons lees, hy maak sy besittings bymekaar, alles, sy erfporsie, alles, en hy gaan na 'n verre land toe. Die vader, sy pa probeer hom, hy stop of niks nie, hy los hom. Hy hardloop ook nie agter hom aan nie. Mama, want dis mos wat die ma's doen, hulle is eerst om agterna te gaan. My arme kind, my arme bloetjie. Mama, laat hy sy kop gaan stamp. Laat sy haar kop gaan stamp. Hulle is mos nou groot, hulle het mos die besluit geneem. Nee, hy hardloop ook nie agter die kind aan om hom te gaan beskerm nie. Nee, hy los hom. Hy probeer hom nie keer nie, hy belet hom nie om te gaan nie, en hy gaan stuur ook nie om, hy gaan ook self ook nie saam om na hom om te sien nie. Wat doen hy wel? En wat moet ons doen wanneer dit gebeur? Bid, bid, bid. Bid laat die kind tot hom of haar se sinne kom. Besef wat hy of sy besig mee is verkeerd. Die vader ook, maar hy het in gebed ingegaan. Op 'n daaglikse basis glo ek. As jy tussen die lyne lees hier in die skrif. Want toe hy kind terugkom, was hy so dankbaar dat hy in een heel stuk teruggekom het. Ek neem aan, hy het baie verwaarloos gelyk, uitgehonger gewees. Wat doen jy as ouer, wanneer daai kind terugkom by die huis? Gaan jy daar, hardloop jy daai kind tegemoet, hardloop jy by die paadjie af, omval jou kind, omhels jou kind? Moeders doen dit gewoonlik, vaders, ek het vir hom gesê, ek het daar gewaarsku, draai die rug en ons loop weg. Ons maak jy deur toe, kom jy my huis in nie. Kom jy my huis in nie. Daai vader ontvang hy kind met ope arms. Geliefdes, jy sien, ons verwag, wanneer ons God verlaat, wanneer ons so optree, wanneer ons vat wat God vir ons gegee het, want elke keer as ons 'n erfporsie kry, wanneer dinge moeilik gaan, en ons vra vir God vir 'n erfporsie, en hy gee vir ons 'n erfporsie, en nou gaan dit goed, en dit gaan lekker, en ons het skielik genoeg van alles, dan pak ons ook ons goedjies, en ons gaan na ons eie pad, ons begin ons eie wil weer in die wêreld te volg.
En wanneer dit weer begin swak gaan en swaar gaan, dan onthou ons, ek het 'n Vader in die hemel. Kom ek gaan na hom toe en ek gaan sê vir hom sorry. Kom ek gaan vra vir vergifnis en sê vir hom asseblief, kan jy my nie net weer so 'n bietjie help nie. Jy verwag God met jou met oop arms ontvang, maar jy is nie bereid om jou eie vlees en bloed wanneer dit gebeur met oop arms te ontvang nie. Jy is nie bereid om 'n medebroer en suster wat in 'n situasie is met oop arms terug te ontvang wat jou iets aangedoen het nie. Wat miskien 'n slegte woord van jou gesê het of 3 nie. Nee, glad nie. Die Vader kom en hy ontvang hom met oop arms. My vraag is, toe jou verlore kind teruggekom het jy daai kind met oop arms ontvang, of het jy die deur in die gesig toegeslaan? Maar nogtans verwag jy, dat God jou met oop arms ontvang. Dit werk mos nou nie so nie. Nee, dit werk so, waar val jy uit, pastoor? Nee, dit werk so. Ons dien dan ons 'n vredelewende God, hy moet dit doen. Nee, daar is niks wat God moet doen nie. God doen dinge omdat hy dit wil doen, omdat dit volgens sy wil moet geskied, nie volgens my wil of jou wil nie. Geliefdes, wanneer ons seuns en dogters op hulle eie gaan, wanneer hulle die ouderdom bereik het, die regte ouderdom bereik het, wanneer hulle verklaar word wat hulle groot mense is, en soos ons net al gesê, dit is nooit deesdae op 18, 16 kan hulle ID kry, 18 is hulle stemregtig, en hulle kan wetlik drink, hulle kan alles doen. En die keuses maak dan, wat hulle benadeel, moet jy as 'n ouer terugstaan, en hulle toelaat om daai keuses uit te voer. As hulle besluit, hulle wil uit die huis uit gaan, stuur hulle met jou blessing. Moenie agter hulle aan hardloop nie. Moenie gaan sê, okay, ek wil nou eers gaan kyk, waar gaan jy bly nie. Ek wil, wat het jy? Het jy yskas? Het jy televisie? Het jy dit? Het jy dat nie? Nee. Daai kind het besluit, die tyd het gekom om hulle vlerke te sprei, uit die nes uit te gaan, om hulle eie pad te begin volg. Moenie gaan en hulle nou wil micromanage nie. Moenie agter hulle aangaan nie. Moenie inmeng nie. Want die moment wat jy begin inmeng, gaan hierdie kind begin verkeerde besluite neem. Want hulle gaan besluite neem, nie met die hart nie, maar met die in hulle verstand gaan hulle begin besluite neem, en dit gaan besluite wees wat die vyand daar ingeprint het, want daai besluite is nie meer uit die hart uit wat rein is nou nie, want by die inmenging kom daar so 'n swaarigheid, 'n donkerte in die hart, want alles wat jy as ouer sê, wil hulle nie aanvaar nie. Dis soos om te sê, speak to the hand. Moenie met my praat nie, ek weet mos nou klaar, ek weet van beter. En vandag se kinders al klaar is so, hier van jongtyd af, en ons het laasweek gepraat daaroor, hier 10, 11, 12, 13 is, wanneer hulle al so rebels geraak het, en op by rebelse stadium is, weet hulle al klaar mos beter as ons almal. So maak jy wat jy sê nie, gaan jou nie glo nie. En wanneer hulle hierso by 16 rondkom, dan weet hulle nog veel meer. Dan is hulle nog slimmer. En wanneer dit by 18, 19 is, dan is hulle die wysste mense op aarde. Daar's niks wat jy vir hulle kan sê, om hulle van plan te laat verander nie. Want as jy vir hulle sê, luister, ek dink jy moet so en so maak, gaan hulle die teenoorgestelde doen. Jy is ouer, bly by die huis.
Bly daar by jou plek en bly aanhoudend te bid vir hulle. Maak hulle toe met die bloed van Jesus. Kyk uit vir tekens van berou, vir verandering in lewenswyse. En totdat daai kind besluit om terug te kom sê, pa, ma, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n verkeerde besluit gemaak. Ek moes na pa of ma geluister het. Moet jy geduldig bly. Wag geduldig. Maar geliefdes, ons kry so baie oproepe. En mense kom praat met ons om te sê, luister, my kind het nou besluit, genoeg is genoeg, hulle wil nie meer by die huis bly nie, hulle wil nie meer hier bly nie, en hulle gaan by so en so bly. Pastoor, ek weet as jy verkeerde ding wat hy of sy doen, wat kan ek doen om hulle terug te kry by die huis? Dan sê ek, wees geduldig, bid vir hulle. Moenie inmeng nie. Nee, maar ek kan dit nie so los nie. Nee, ek moet iets doen daaromtrent. Geliefdes, laasweek het ek met u ook gesê, maar die kinders wat so rebels raak, veral waar ouers geskei is dieselfde, as die kind besluit, hy wil nie meer by die ouer bly, hy wil nou by daai ouer gaan bly, laat hom gaan. Laat haar gaan. Al weet jy, dis die grootste fout wat hy of sy gaan maak. Wanneer hulle tot hulle sinne kom, gaan hulle terugkom. Jy moet net in gebed bly. Bly op jou knieë voor God en vra vir God om hulle, laat hulle gelei word deur die Heilige Gees, laat hulle die regte besluite neem. Moenie vir hulle dit probeer neem nie. En daarom, as ouer, moet jy dan ook, moet asseblief ook geen en rebelsheid, waaroor ons gepraat het laasweek, goedkeur nie. Moet ook nie daarmee betrokke raak en met enige rebelsheid nie. Ja, my kind, jy weet, jou pa is maar net besorg, jy weet, maar moenie worry daaroor nou nie. Jy is reg, my kind. Jou pa sal wel daaroor kom. O, jou ma sal wel daaroor kom. Moenie dit doen nie. Moet hulle nie verder in haar rebelse kwaadheid aanwakker en aansteek nie. Voordat ons 1 Petrus 4:15 gaan lees, kom ons vat net weer 'n vinnige koffiebreek. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my lifeline, hy laat my leef. Hy is verwinnaar, hy is weer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Die wat bedruk is, laat hy weer lag. Vir die wat moeg is, gee hy
is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, Hy bly getrou. was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ons sing. Ek onthou vir Dawid voor die jaar het hy gedans en sing voor die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swing? Oh, that was a grace. Hey, got it on a old grace. Fast the star. Ah, that was a old grace. Daarom sal ons sing.
as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spyker deur die bloed daar die volks draag. Want daar was daar ook geweest. Ja, aan de hoogtes was verslaan. Ja, daar was daar ook geweest. Daarom zal ons kom nog een keer nou eens. Dat was er ook geweest. Ja, daar was. Ja, aan de hoogtes was verslaan. Was er ook geweest. Daarom zal ons En ja, geliefdes, ons is terug. 1 Petrus 4:15. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat met die sake van 'n ander bemoei nie. Hom met die sake van ander bemoei nie. En dit geld nou hier ook vir jou kind wat besluit het hulle is groot genoeg, hulle is oud genoeg, hulle is mooi en lelik genoeg om hulle eie pad te volg en hulle eie ding te gaan doen. Moet jou nie daarin meng nie. Want hierdie bietjie skrifgedeelte vertel ons duidelik dat as 'n kind van God nie hulle geloof heeltemal in Jesus plaas nie, wat die hulp van die Heilige Gees waarborg nie, is hierdie ding wat apostel Petrus genoem het, kan dit gebeur. Daarom is dit noodsaaklik, geliefdes, dat elke Godskind die boodskap van Jesus ken en dit verstaan. Hulle moet weet, my kind, dit is goed as jy jou eie ding wil gaan doen en jou eie ding wil gaan probeer. Maar onthou, plaas God eerste in alles. Ek stuur jou met my seun weg, my kind. Maar onthou, waar kom jou hulp vandaan? Onthou wie eerste in jou lewe moet wees. Want wat belangrik is, wat hulle mee groot gemaak moet word en wat ons as ouer moet onthou, is wanneer die kind die ouderdom van volwassenheid bereik het, soos ons vroeër al reeds gesê het, is hulle onder jou as ouer se sorg uit. Maar nou is hulle aan die autoriteit onderwerp van God en aan die reëls en die regulasies van die regering. En ons het hierdie versgedeelte laasweek ook gelees en ek gaan hom weer lees, Romeine 13 vers 1 tot 7. Sê laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie? Doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang, want hy is 'n dienaar van God, jou ten goeie. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van straf nie,
maar ter wille van gewete. Want daarom betaal julle ook belasting. Want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan julle verskuldig is. Belasting aan wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Nou geliefdes, baie keer die kinders, wanneer hulle besluit om vlerke te sprei, besef nie al hierdie ekstra verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan kom nie. Soos die belasting, en nou praat ons nie net belasting wat persoonlike belasting nie, ons praat nou van dinge soos water, jy weet wat jy water moet betaal, jy moet krag betaal, jy moet erfbelasting betaal, al die tipe goede en dinge. Ja, die goedjies hoop op, dit raak meer. En wat baie ouers die fout maak nou hierso, is, hulle kry die kind jammer. En nou begin hulle die kind inprop. Om te sê, ag moenie worry nie, ek sal dit vir jou betaal, ek sal dat vir jou betaal. My vraag is net, hoekom het daai kind dan nou uit die huis uit? Hoekom? Hy wil nog alles hê wat jy vir hom gegee het, terwyl hy in die huis was, hy of sy, maar wil heeltemal onafhanklik wees, wil onder jou autoriteit uitwees, wil nie eens aan God se autoriteit toegee nie, maar is goed genoeg is, dat solank jy net kan gee, sodat hulle gemaklik kan lewe. Want solank jy dit doen, geliefdes, gaan daai kind mos nooit besef, as hulle fout gemaak het, wat die fout is wat hulle gemaak het nie. Ons is 'n ouer, ek en u as ouers. Al wat ons kan doen is om ons verlore kinders te ondersteun met liefde, as ook in gebed, en hulle ondersteun wanneer hulle self tot God keer. Want die moment is hulle terugkeer na God toe, sal hulle lewens verander, glo my. Want God gebruik soms teenstyd om wysheid te bring. God gebruik dit, dit wat hulle op hulle self gebring het. Soos ons altyd sê, maar right, hulle moet nou maar hulle koppe gaan stamp. God gebruik dit, sodat hulle wysheid kan verkry, sodat hulle kennis kan opdoen ook. Want daar is 'n verskil tussen wysheid en kennis, en ons gaan nog 'n series daar ook oor gesels. Maar God gebruik dit om in hulle lewens te werk, en hulle geleenthede te gee om daadwerklik hulle lewens te kan verander. Jy is 'n ouer, as daai kind besluit het om te gaan, kan jy nie daai kind meer red nie. En ek praat hier van geestelike redding. Jy het vir daai kind alles gegee, jy kan nog steeds vir die kind die nodige inligting gee aangaande die woord van God, en laat hulle weet mos wat het is, as jy hulle reg opgebring het in die huishouding, in 'n huis van waar God teenwoordig is. Daai kind en daai kind alleen kan net hom of haarself red, geestelik. Want hulle moet terugdraai na God toe. Jy kan hulle nie maak terugdraai nie. Jy kan ook nie namens hulle terugdraai nie. Dit kan ook net gebeur deur Jesus Christus. En al wat ons, en ek kan dit net bly sê, al wat ons as ouer kan doen, is om net aanhoudend te bid vir hulle. En dit in God se hande te los.
Want glo my, God gaan hulle nie net weggooi nie. God gaan hulle nie net wegskuif nie. Al maak jy die deur in hulle gesigte toe, God gaan nog steeds daar vir hulle wees. Die moment as hulle hom toe terugdraai, gaan hy nog steeds met oop arms daar so staan en sê, kom hier my kind. Kom laat ek jou beklee met purple en vir jou 'n vet kalf laat slag. Kom laat ek jou met die beste klere beklee. God maak nooit 'n deur in ons gesig toe nie. Jy wat verlore geraak het van hom, moenie vrees dat jy voor 'n toedeur gaan kom nie. Die enigste tyd wanneer daai deur toe gaan wees, wanneer dit te laat is, wanneer jy te laat tot besef gekom het, dat jou lamp leeggeloop het van die Heilige Gees. Dat die wegraping het klaar plaasgevind, dat die tyd van smarte het aangebreek, die tyd van marteling en tribulasies het aangebreek. En wanneer hy deur toegemaak is, wanneer hy finaal toegemaak is, dis die enigste tyd wat hy deur in jou gesig gaan toe wees. Maar jy sê intussen tyd al die geleenthede gehad het, tot op daai stadium, om terug te gaan na God toe, wat met jou vir jou wag met oop arms, om jou terug te verwelkom in die koninkryk in. Solank jy is ouer en God vashou, glo in die woord in die woord bring. Die raad wat God vir jou daar tentoonstel en vir jou gee, gaan dit vir jou rustigheid as ouer bring. Dit gaan vir jou rustigheid bring. Ons kan nie ons kinders wil veroordeel nie, geliefdes. Oordeel kom my en u nie toe nie. Oordeel kom alleenlik God doen toe. Want net God kan oordeel. En soos ek telke male al gesê het, op hierdie stadium ons advokaat wat daar by God is, wat vir ons intree, elke keer as die vyand ons kom aankla, en hy klag staat daar so oopgooi, waar hy ons verdedig, is hy dieselfde advokaat wat die dag op die regterstoel gaan sit, wat ons gaan vervolg, wat ons gaan veroordeel. Daarom los die oordeel aan God. Draai jou kinders net aan God op, tree in hulle in gebed. Want dit sal vir jou rustigheid bring. Want die regter van hierdie aarde is die een wat die reg gaan laat geskied, of dan nou nie. Dis immers wat ons lees in Genesis 18:25. Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, so die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Daarom kan ons volle vertroue wees, broer en suster, dat die regter van die aarde reg sal doen. God sal reg doen. Die dag wanneer Jesus op hy regterstoel ook sit, sal hy die regte besluite neem. Hy sal die regte uitsprake gee. Daarom hoef jy nie te twyfel nie. Jy moet net seker maak dat jy reg en gereed is om jou plek in die koninkryk van God op te neem. Laat jy jou heiligmaking bewerkstellig op 'n daaglikse basis om daai plek te kan inneem. Om seker te maak dat jou lamp vol bly
met die olie van die Heilige Gees, sodat hy kan bly brand. So wanneer die bruidegom kom, laat jy nie moet hardloop om te gaan olie soek, en wanneer jy terugkom, laat die deur toe is nie. En wat daar vir jou gesê word, gaan weg, ek ken jou nie. So kom ons stop hierdie dinge. Geliefdes, jy as ouer wat 'n verlore kind het. Miskien is jy ook 'n verlore kind. Miskien het jy ook op 'n dag besluit, ek is oud genoeg, ek is groot genoeg, nadat jy 'n argument met jou ouers ondergaan het. Ek loop. Ek wil niks meer met dit julle te doen hê nie. En met daai woorde is jy weg. Moontlik het jou ouers alweer na jou toe uitgereik, wat jy gesê het, sorry, ek wil niks met julle te doen hê nie. Moontlik is dit andersom wat jy uitgereik het, en waar die ouers gesê het, sorry, die dag die jy geloop het, het ons gesê, genoeg is genoeg, ons het genoeg van jou gehad. Genoeg van jou nonsens gehad, al jou rebellie, en dit waarmee jy doenig was van die wêreldse dinge. Kom ons verander dit vandag. Kom ons gaan in gebed, en ons begin bid vir ons ouers. Ouers, kom ons begin bid vir die kinders van ons. En ons vra vir die Here, en ons vra vir hom, om dit, daai brug, wat weg is, wat verbreek is, wat weggespoel is, weer vir ons te bou, in die Gees. Kom ons vra dat die Heilige Gees vir ons weer die vergewensgesindheid herstel. En wanneer daai kind terugkom, ouer, ontvang daai kind met ope arms, soos dat jy verwag dat God jou moet ontvang met ope arms. Verlore kind, daai verlore ouer van jou, ontvang hom of haar ook weer met ope arms. Jy sien, hierdie gaan weerskante toe. Alhoewel ons praat van die verlore kind, is daar soveel baie verlore ouers ook, op wie die kinders hulle rug gedraai het. Of het nou is as gevolg van onder ons het toe daar getrou is, of wat ook al die geval is, want miskien hou ek nie vir my skoonfamilie nie. So ek het nou my vrou of my man op nou so ver gekry, om ook nie meer van sy ouers te hou nie. En ek hou hom heeltemal weg van hulle af. Kom ons stop dit. Want jy is besig om sonde op sonde op sonde te plaas. En jy dink nie is daar om vergifnis te vra daarvoor nie, maar jy glo, jy is gewaks om die koninkryk in te kom. Boeta sisse, ek sê nou vir jou, jy is nie. Jy is nie. Kom ons stel dit reg. Kom ons stel dit reg. Die tyd is nou, voordat ons vir Jill vra om ons na die tafel te lei met die avondsmaal, is dit tyd dat jy nou begin sit, en is tyd terwyl ons terwyl ons na musiek gaan luister, terwyl ons reg kry, en ons self reg kry, binne in ons, en vir God vra vir vergifnis, vir dit wat ons so oortree het, as 'n verlore kind, as 'n verlore ouer, as 'n ouer van 'n verlore kind, of 'n kind wat 'n ouer weggegooi het. Kom ons raak stil nou, daar waar ons is, elkeen op ons eie, en ons vra vir God vir vergifnis, en ons vra vir Jesus wat hy intree, laat hy vir ons genesing bring, dat daar weer vergifnisgesindheid in ons is. Kom aan ons klaar geluister het, vat ons die iPhone en ons stuur het 'n WhatsAppie, of ons maak hier die oproep, waarvoor daar miskien al hoeveel jare voorgewag word. Onthou, ons dien 'n God van wonders, maar ons moet die eerste stap neem. Geliefdes, kom ons raak daar waar ons is stil, terwyl ons lofprysing, musiek speel,
terwyl ons regmaak vir die tafel. Vir die wêreld is ek net 'n nommer, 'n korreltjie sand in die groot heelal. Is daar iemand wat my raak sien, wat omgee en verstaan? Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, El Roi, die God wat my sien. Die wêreld se opinie maak nie meer saak, ek leef vir my Skepper en hom alleen. Hy noem my
Voordat hy weer kan vertrek, moet ons eers na die avondsmaal toe gaan, by die tafel gaan sit saam met die Vader wat hy wag, wat hy voorberei vir ons. En daarna kan ons op die gepaslike manier in gebed afsluit. En dan kan die Jesus trein ons gaan. Nou ja, geliefdes, as ons aan die tafel kom sit, die tafel wat ons so goed ken as die nagmaal, is in sy wese 'n verbodsmaaltyd. 'n Verbintenis tussen ons en Jesus Christus, wat ons elke keer vernuwe wanneer ons aan die tafel saam hom sit. Maar saam met dit kom daar 'n baie dringende en ernstige waarskuwing op. Want om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, moet ieder en elkeen van ons wat deelneem aan die tafel, moet ons in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader ondersoek, voordat ons van die brood eet, en voordat ons uit ons bekertjie uitdrink, om sodoende nie oordeel oor onsself te bring nie. 1 Korintiërs 11:27 tot 29 maak dit baie duidelik vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die skrif maak dit vir ons baie duidelik. Want die nagmaal is vir persoonlik, en vir my familie, en vir die hele JCR-MTS familie, en ek glo vir ieder en elke op, is 'n gedagtenismaaltyd mos. Jesus het tog immers gesê met die instelling van die nagmaal, gebruik dit tot my gedagtenis. Tweedens is dit 'n waarborg, want Jesus gee vir ons 'n waarborg hierso. Hy sê, dit is my liggaam en dit is my bloed. Sy liggaam verteenwoordig die brood, en die kelkie verteenwoordig ons bloed. Daarom is dit 'n plek van viering met ons as die kerk, ek en u, saam met ons lewende, almagtige God en hemelse Vader. Hoekom? Omdat dit een brood is en ons as ons baie saam, een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. En daarom wanneer ons die tafel sit, moet ons weet dit verkondig aan ons toekomsverwagtinge. Want dit gee vir ons 'n versekering wanneer ons aan hierdie tafel elke keer kom sit, dat ons hemelse Vader een met ons is. En vir my, wanneer ek aan die tafel sit, is dit nie met 'n lang gesig nie. Dit is nie met asof iets swaar of 'n juk op my skouers is nie. Nee, dit is 'n vreugdefees. Ek weet almal vier dit met baie erns, en dit lyk vir hulle of dit die oordeelsdag is, maar dit is tog 'n vreugdefees. Hoekom? Want ons vier iets besonders. Ons vier op 'n besondere wyse die vrug wat ons pluk na die lyding van Jesus Christus, sy sterwe en dan sy opstanding. En ons weet dat Jesus leef, want hy sit ons nou aan die regterhand van ons hemelse Vader nadat hy opgevaar het. Geliefdes, daarom die brood wat ons breek vandag is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wanneer jy dit neem en dit eet, dink daaraan, glo in geloof dat dit simboliseer die liggaam van Jesus Christus wat verbreek was, wat verniet, wat geskenk was tot die volle versoening vir al die sondes. En daarna het u dan die bekertjie van danksegging opneem. Dit wat die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus simboliseer. Wanneer jy dit neem om te drink, dink daaraan en glo in geloof dat dit verteenwoordig sy kosbare bloed, daai kosbare bloed wat vergiet is vir my en vir u, tot die volle versoening van al ons sondes. In my hart en Geliefdes, kom ons, raak nou stil voor die Vader, ieder en elk van ons. Ons sonder onsself af. Ons doen ons belydenis. En die hart deur die mond in geloof.
Ons lê dit aan God se voete neer, terwyl ons dan deelneem aan die avondmaal. Terwyl ons so heerlik met al die pad in die agtergrond luister na die nagmaal lied van Willie Joubert. Kom nou, saam met my, saam met jou, saam met almal teenwoordig, en ons neem deel aan hierdie avondmaal. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Kom ons raak stil voor die almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, barmhartige God en Vader. Met 'n hart van reinheid kom ons nou na U toe. Ons loof en prys U uit genade. En ons dank U, Vader, dat U seun aan ons geskenk het as middelaar. Wat deur sy kruisiging, sy lyding, sy opstanding ons sondes op hom geneem het, en sodoende ook vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons kom vandag, Vader, en ons dank U dat U ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deelneem, wanneer ons aan die avondmaal gesit het, waaraan ons gesit het, Vader. Ons dank U dat ons geloof weer eens opnuut versterk is met die avondmaal vandag. Vader, laat ons ieder en elk deur die gebruik van die avondmaal ons daagliks in staat te laat stel om te groei in ons geloof, in ons enige gemeenskap met U enige gebore seun, Jesus Christus. Ek bid dat al Vader, dat dit deur die werking van die Heilige Gees, dat U goddelike doel met ieder en elk, met hierdie avondmaal wat ons nou genuttig het, bereik het. Ek weet en ek verstaan, Vader, dat Satan die duiwel kom en hy wil alles verwoes, vernietig, verslind. Hy kom en hy maak af of die avondmaal
net 'n nuttigheid is. Daarom, Vader, kan ons ook net vir U sê dankie vir die waarskuwing wat U in die skrif, in U boek, in U woord vir ons gegee het, soos daar in 1 Korintiërs 11 van 27 tot 29 toe, Vader, sodat ons dit nie op 'n onwaardige wyse doen, enigsins enige tyd nie. En daarom kom ek op gesag van die woord nou, Vader, en ek tree op en ek tree in, saam met, in die naam van Jesus, teen Satan, die duiwel en sy demoniese magte. En ek verklaar dat dit, waarmee hulle heilig besig is, tot niet verklaar word. Dat het nou geen verder effek sal hê nie. Dat het nou afgesterwe het. Dat daar weer gesonde grense in plek gestel was, maar daar was weer terug in plek is, in die naam van Jesus, dat het geen verder 'n impak op u kinders se lewens sal hê nie. Daarom, Vader, in Jesus naam, kom ek en ek spreek lewe oor ieder en elke wat na my stem hoor en luister nou. Vader, lewe oor hulle gesondheid, verhoudings, verlovings, huwelike, hulle finansiële situasies en omstandighede, besigheidsondernemings wat U aan hulle toevertrou het, hulle werksplekke waarin U hulle geplaas het, ieder en elk se persoonlike, geestelike welsyn, maar as ook ieder en elk se geestelike, huislike welsyn, Vader, dat die lig nou weer sal skyn daar waar dit al begin verdof het, dat dit alles weer sal oplewe in die naam van Jesus. Vader, U woord verklaar, U wil ieder en elk van U kinders, wil U seën en beskerm. Geliewe luisteraars, my geliefde, geagte broers en susters, ons almagtige drie-enige God, seën en behoed U. Hy laat sy aangesig oor die verskyn en hef, gee aan die vrede. Ek kom nou en ek lê die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, op elke Godskind nou, om sodoende die Vader se seën en beskerming te ontvang. Ek spreek dit af, ek bid dit af, in die naam van Christus Jesus, ons saligmaker, ons verlosser, die enige weg, die enigste weg, die enigste deur, waardeur ons tot die koninkryk kan beerwe. Amen en amen. Nou ja, geliefdes, is tyd wat ons op die Jesus-trein klim. Die uurglas het nou heeltemal leeg geloop. Van my kant af en van Jos se kant af sê ons vir u baie dankie dat u ingeskakel was. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek hier op Joy Radio, jou reisgenoot saam met Jesus. Dan is ons weer terug saam met mekaar. Ons sê vir jou, wees veilig, wees geseënd. En ons groet jou met die volgende enetjie, 'n keerspel met onder andere al die kinders van God. Shalom. Al die kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Al die kinders van God, prys almal die Heer. Verlei julle, want Jesus kom, die
red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, this sinner saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever.